Ek sterf met die verwagting om by Yahshua in te lewe. En daar is nie 'n hemel nie, en daar is nie Yahshua nie, en daar is nie 'n Jahwe nie. Weet jy wat, ek het niks gemis nie. Maar weet jy wat surprise het jy as jy doodgaan, en daar is 'n hemel, en daar is 'n Jahwe, en daar is 'n betroon, en daar is 'n hel. Pel, jy het 'n major probleem. Hulle is so gevrees met hierdie golf van die getuienis van Yahshua, wat oor die aarde gevloei het, dat hulle 'n kerk gestig het. En vandag noem sy haarself the mother of all churches. Ek is so bly ons is nie 'n kerk nie, want sy is nie my ma nie. Sy is niks van my nie. Die wysheid roep hardop daar buite, sy verhef haar stem op die pleine. Die wysheid, die Ruach HaKodesh. Jy kan nie groter wysheid kry as die Ruach nie, want wat doen die Ruach? Wat het Yahshua gesê toe hy in die hemel opvaar? En hy is my Vader, daar baie wonings, as jy so wat ek weer gesê, ek gaan op julle plek voor te bring, as ek klaar is, gaan ek terugkom om julle te kom haal, dat julle kan wees waar ek is, maar ek stuur vir julle 'n ander trooster, wysheid, 'n ander trooster, wysheid, wat doen? Wat julle sal leer en lei in alle reg en in alle waarheid. Wat doen hierdie wysheid? In Spreuke 1:21, of in Spreuke 1:20, die wysheid, ek wil sê die Ruach, kyk my vingers, roep hardop daar buite. Hy verhef sy stem op die pleine. Op die hoek van die rumoerige strate roep sy, dis roep hy, dis die Ruach. Hoekom op die rumoerige strate? Dis waar ons geleer preek het, toe ons jong was. Openligdienste. Daar's 'n tyd toe daar 'n verbod was op openligdienste. As hulle op 'n openligdiens gekry het, staan in preek, het hulle jou gearresteer. Hulle het die polisie het die toerustinge goed gevat. Dit was geklassifiseer onder rusverstoring. En toe, later jare, moes jy 'n permit kry by die poliestasie, as jy 'n openligdiens wou gaan hê. Op die hoeke van die rumoerige strate roep hy, wie? Die evangelis. Hy preek die woord, onder die salwing van wie? Van die Ruach HaKodesh. By die ingang van die poorte, dit is dieselfde ding, hy staan en preek die woord. In die stad spreek hy woorde van lewe en oorvloed van lewe. Halleluja. Prof, maar jy mag nie die woord verander nie. Nee, ou maat, ek wil vir jou een ding sê, ek kan presies sien wat hier gebeur het. Wat die katholieke met die woord hier gedoen het. En ons moet dit nooit vergeet nie. Hoekom skielik sal wysheid 'n wyfietjie wees? Of 'n vroulike figuur wees? Terwyl daar nie een in die godheid, die bo-natuurlikheid van Yahshua en Jah van die Vader en die Ruach, nie een vroulike figuur dominant is nie. Dis hoe dit is. Hy sê in Spreuke 1:22, hoe lank sal julle eenvoudiges die eenvoudigheid lief hê, en die spotters lus hê om te spot, en die dwaase kennis haat? Ja, hier's 'n skrif om oor te preek, pastoor. Hier's 'n skrif wat jy hele Sondagoggend boodskap van 2 ure kan bedien. Hier's 'n woord. Die eenvoudiges. Hoe lank sal julle eenvoudig is? Vir hierdie eenvoudiges is vir my die ouens wat nie belangstel nie, wat die spot dryf. Dis eenvoudiges, sondaars. Ek wil sê vir 'n sondaar is daar nog hoop, maar vir 'n eenvoudige, as jy eenvoudig is jy eenvoudig, daar's min hoop. En tog sê die Bybel, hulle sal altyd daar wees. Hulle sal altyd onder julle wees. Weet jy wat sien ek as eenvoudig is? Daar's 'n woord, 'n Afrikaanse woord, wat, en dit kom nou net by my op. My ouma was lief vir die woord opstropolis. Dis nie 'n Griekse woord nie. Chopolis nie. Opstropolis. Jy's altyd stroom op. En dis wat eenvoudiges doen. Hulle lees wat die woord sê. Hulle verstaan wat die woord sê. Maar hulle sal stry tot die kloutjie so ver by hulle kele uithang. Verstaan nie wat ons van praat. Hulle gebruik nou Afrikaanse metafoor hierso. Hoe lank sal julle eenvoudig? Die woord sê, dis nie ek nie, maar nou nie weer 'n touwtjie om my nek hang nie.
Die eenvoudigheid lief hê. Die eenvoudig, solank jy die goed wat jy glo in, kerkdogma, kerkleerstelling, jy sien dit. Jy sien dit. Die arme ou wat vir my geskryf het, of wat my 'n stemboodskap gedoen, 'n TikTok boodskap, het my laat weet het, prof, jy is besig om onmin te saai. Omdat ek sê dat die Bybelverse wat weggelaat is, en die voetnote aan die 83 Bybel sê, neig maar na 'n ander, na 'n ander grondteks. Gebruik 'n ander grondteks. Maar so met antwoorde, die grondteks wat jy hier gebruik in die 83 is useless. Jy lees dit, maar jy argumenteer oor dit. Sonder om te sê, hoe stupid kon ons gewees het om dit te geglo het al ons lewe. Hoe lank sal julle eenvoudig as die eenvoudigheid lief hê? En die spotter lus hê om te spot en die dwaase kennis haat. Daai dwaases, hulle haat die kennis. Hulle wil nie weet van die waarheid nie. En die woord sê, wandel in die waarheid. Die woord is die waarheid. En die ander skrifgie sê, en die waarheid sal julle vry maak. Halleluja. Wat maak ons vry? Die waarheid.